Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ek hoop dat jy jou vakansiedag gaan geniet. Ons is by Lukas 3 vanaf vers 23 en ek weet dis nou 'n gedeelte wat mense baie maklik oorslaan. Normaalweg lees ons nie geslagsregisters nie. Maar in die Bybel speel dit 'n verskriklike belangrike rol. En dis nie toevallig dat Lukas dit hier plaas nie. Ons het net die vorige een het ons gehoor van Jesus se doop, waar God verklaar, jy is my geliefde seun, oor wie ek jou verheug. En nou kom plaas Lukas net na dit hierdie gedeelte om te sê, maar Jesus is ook volledig mens. Onthou die hele ding oor konteks, hoe belangrik dit altyd is. So, vra altyd, wat staan rondom dit? Ons gaan net weer iets oor dit sê, maar kom ons lees gou eers. Vers 23 sê, Jesus was ongeveer 30 jaar oud toe hy met sy werk begin het. Hy is beskou as die seun van Josef, seun van Eli, seun van Matat, seun van Levi, seun van Melchi, seun van Janai, seun van Josef, seun van Matthias, seun van Amos, seun van Naam, seun van Hesli, seun van Nagai, seun van Maat, seun van Matthias, seun van Simeon, seun van Josek, seun van Joda, seun van Johanan, seun van Resa, seun van Serubabel, seun van Shealtiel, seun van Neri, seun van Melchi, seun van Adi, seun van Kosan, seun van Almadan, seun van seun van Joshua, seun van Eliezer, seun van Joram, seun van Matat, seun van Levi, seun van Simeon, seun van Juda, seun van Josef, seun van Jonam, seun van Eliakim, seun van Melai, seun van Mena, seun van Matata, seun van Nathan, seun van Dawid, seun van Isai, seun van Obed, seun van Boas, seun van Sala, seun van Nagson, seun van Aminadab, seun van Admin, seun van Arni, seun van Gesron, seun van Peres, seun van Juda, seun van Jakob, seun van Isak, seun van Abraham, seun van Tera, seun van Nahor, seun van Serug, seun van Rei, seun van Peleg, seun van Heber, seun van Sala, seun van Kenan, seun van Arpachsad, seun van Sem, seun van Noach, seun van Lamech, seun van Methuselah, seun van Henoch, seun van Jered, seun van Mahalalel, seun van Kenan, seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, seun van God. Geliefdes, wat val hier op? Lukas, anders as Matteus se verhaal. As ek maar hierdie gedeelte in Matteus lees, dan vat Matteus die geslagsregister terug na Abraham toe. Die vader van al die gelowiges, die voorvader van al die Jode. Lukas beklemtoon dat Jesus gekom het vir alle mense. En daarom vat hy terug na Adam toe. En ja, dan kry ons hierdie ongelooflike ding, hy Adam, seun van God. En hiermee wil Lukas 'n teologiese perspektief plaas en sê, maar God het vir Adam gemaak, en Adam was daar in die paradys in die tuin, maar Adam het misluk. En so dan natuurlik sonde in die wêreld ingekom. Maar nou stuur God vir Jesus, sy eie kind, en Jesus is dan die nuwe Adam. Wanneer ons Adam se verhaal lees, dan lees ons onmiddellik van die versoeking deur die Satan. Raai wat gaan ons môreoggend in Lukas lees? Die versoeking van Jesus.
kyk hoe is die konteks bepalend, né? So waar Adam misluk het, is Jesus gehoorsaam. Daar slaag Jesus. Die versoeking van Satan word weggewys. Jesus het gekom. Kyk ook in die geslagsregister, daar's name wat, helde is. Maar daar's ook gewone mense, wat jy nie eers weet wie dit is nie. En dis hoe God werk. En daarmee wil hy beklemtoon, Jesus het letterlik vir almal gekom. Nie net vir die Jode nie, maar vir die hele wêreld. En dis hoekom hy die geslagsregister terugvat na Adam toe. Mag ons net ons verheug daarin. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat die Here Jesus vir almal gekom het. Ja, ook ons wat nie Jode is nie. Ons eer U daarvoor. Ons bid dat U hierdie dag sal seën. Here, waar dit jeugdag is, bid ons vir die jong mense van ons land. Jong mense van ons kerk. En ons bid dat hulle lewe vir U sal gee. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.